Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën as 'n wonderlike doel in die hart en liewe ook so bereik. Nou liewe vriende, hierdie is 'n bleeksingvalk en eintlik is dit nogal 'n baie beskrywende naam want oor die voorkoms is blekerig en dan die geluid wat hulle nogal maak wanneer hulle mekaar roep word dan algemeen beskou as 'n singende geluid wat daar dan ook is en dan natuurlik 'n valk wat dit is. Hierdie valk is gewoonlik in die weste van Suid-Afrika, Namibië en dan in Botswana kom hy algemeen voor dan ook. Die voël is 48 tot 62 cm groot, weeg ongeveer 620 tot 1400 gram, met 'n vlerkspan van 1,1 meter. Die voël is 'n veelsidige jagter, en daarom word hy dan ook sekerlik in hierdie meer droë gebiede dan ook aangetref. Nou liewe vriende, ons wil vandag dan ook so met u deel oor 'n wonderlike teksvers in die woord van die Here wat met elke kind van die Here praat. En dis Romeine 6 vers 13 wat sê: "En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God." So daar's baie verskillende werktuie en lede wat ons het wat tot beskikking van God gestel moet word, maar ons wil vanoggend dan by hierdie een eerste stil staan en dit is ons oë. Ons oë moet sekerlik toegewy wees aan die Here, dit moet tot beskikking van die Here gestel word. Behalwe sekerlik dat ons die woord van die Here moet lees, sê Hebreërs 12 vers 2 ook vir ons, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. So lieve vriende, wanneer ons oë aan God toegewy word, dan is dit sekerlik om ons oog op die Here Jesus te hou, en nie op die wêreld of op die golwe, soos wat Petrus toe nou gedoen het in die omstandighede, en daar volgens ons keuses en besluite te maak nie. Nee, ons oë is op die Here, om te kyk en te sien, wat wil die Here hê moet ons doen? Hy is ons leidsman, hy is die volëinder van ons geloof, en daarom sal ons in vaste vertroue tot eer van hom ook leef. Ons oë moet sekerlik so aan God toegewy wees, en daar's geen ander manier as om ons oë op Jesus te hou nie. Liewe vriende, oë wat siele sien, is sekerlik oë wat aan die Here toegewy is. Johannes 4, daar vers 35 sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes. Oë wat aan die Here oorgegee sal sekerlik kosbare siele raak sien en sal 'n begeerte en 'n verlange hê dat siele gered moet word. Ons sal die nood van sondaars raak sien en besef dat hulle op pad hel toe is, en daarom sal ons bid, ons sal intree, ons sal werk, ons sal sekerlik vir hulle die evangelie op een of ander manier by hulle uitbring, sodat hulle gered kan word. En dis hoe ons oë moet wees. Ons oë moet nie daarop wees om die rykdomme van hierdie wêreld bymekaar te maak nie, maar om sekerlik tot eer van die Here ook so te leef. Dan, liewe vriende, lees ons daar in 2 Petrus 2 vers 14, met oë vol van oorspel wat nie ophou om te sondig nie. Romeine 3 vers 18 sê, daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou, liewe vriende, oë wat nie aan die Here toegewy is nie, sal beslis in hierdie twee dinge val. Oë wat vol, nie net van oorspel is nie, maar vol daarvan is om die sonde raak te sien en die sonde na te jaag, of dit is dat jy nou geld najaag, wat is dat jy nou eer en posisie najaag, maar dit wat hierdie oë sien, die begeerlikheid van die wêreld, jy jaag hierdie dinge na, dit is nie oë wat aan die Here oorgegee is nie. Oë wat God nie meer vrees nie, liewe vriende, wat nie meer die Here raak sien nie, dis oë wat nie aan God oorgegee is nie. Maar oë wat aan God oorgegee is, sal wees soos Efesiërs 1 vers 18, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Dis daardie oë wat ons moet hê, dis wat oorgegewe oë aan God sekerlik sal doen. Is u oë al aan die Here oorgegee? Kom ons bid saam.
Ons dierbare Here, baie dankie dat ons kan saam bid. Ons bid ook besonderlik dat U met elkeen van ons mag praat, dat ons sal ondersoek of ook ons oë aan U in hierdie dag oorgegee is. Amen.